Jesus, waardig is die naam, worthy is your name. Ons aanbid U vanoggend, Here, ons is vanoggend bewus van U liefde, U genade. Here, ons gee onsself vir U, ons gee ons lewens vir U. Ons lê onsself neer. Mag ons 'n lewe lei waar ons U aanbid. Waar ons U dag en nag vereer. Here, mag ons elkeen in 'n intieme verhouding met U leef. Dat ons U hart hoor en U hart ken. Dankie dat ons van U kan leer vandag uit die woord uit. Breek U woord vir ons oop, Here. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, van my kant af ook baie hartlik welkom vir almal vanoggend. Ons het agtergekom, ons gemeente is skaam om te sê as hulle verjaar, en dis hoekom ek nie skaam is nie, ek is trots daarop. So ek as julle nou gewonder het hoekom ek so graag wou hê, ek stel 'n voorbeeld vir die gemeente. Gister toe het ons 'n musiekspan werkswinkel, die musiekbedienings werkswinkel, en ek sê vir een van die klein dogtertjies daar, ek sê vir ek verjaar en niemand het eers my present gebring nie, en sy sê vir my, toe maar Kersvader sal vir jou gee. Nou, ons gaan vandag kyk na my beste vir U, Here Jesus, maar voor ons verder daarby gaan uitkom, gaan ek geleentheid gee aan Rian, as jy en Gerard sal help asseblief, gaan ons geleentheid gee vir almal om die Here ook te eer met ons tiendes en ons offerandes. Ek is op Snapscan, ek vergeet om kontant saam te bring, en dit werk lekker maklik vir my. Dankie, Rian. Ons is besig om so 'n bietjie te kamp op die laaste week van ons Here Jesus se lewe voor hy gekruisig is. En vanoggend gaan ons kom by die Woensdag. Wat het daai Woensdag gebeur voor ons Here gekruisig is? Nou, dit was die Woensdag, en die Donderdag het Jesus die nagmaal ingestel, die verbondsmaaltyd ingestel, en die Donderdag aand is hy gevange geneem, en die Vrydag is ons Here gekruisig. So hierdie Woensdag is net so op die punt voor alles moet gebeur. En wat vir my opgeval het toe ek dit gelees het, is dat net voor die Here alles moes deurgaan wat hy moes deurgaan, het hy uit sy pad uit gegaan om sy vriende op te soek. En hierdie Woensdag, voor Jesus die volgende aand in hegtenis geneem is, het sy vriende vir hom bederf met 'n maaltyd.
En ons gaan vanoggend hierna kyk. Julle kan oopmaak by Markus, die evangelie van Markus, Markus 14. En ek lees vanoggend in die 2020 vertaling en in Markus 14 vers 3 staan: terwyl hy in Betanië in die huis van Simon die Melaatse vir ete aangeleen het, het daar 'n vrou met 'n albasterfles egte baie duur nardesolie gekom, die albasterfles gebreek en die nardesolie oor sy kop uitgegiet. So ons gaan vanoggend kyk na hoe Johannes hierdie ete beleef het, en ons gaan ook kyk hoe Petrus hierdie ete beleef het, want Markus, wat die Markus evangelie geskryf het, was nie by gewees. Hy was die volgende aand waarskynlik by toe Jesus, hy was waarskynlik in die huis toe Jesus die nagmaal ingestel het. Maar Markus was Petrus skryf oor Markus, hy is my seun. En Petrus het vir Markus vertel en hy het dit opgeteken. So hoe sien Petrus wat gebeur het? Hy onthou in daai klein dorpie Betanië, 'n dorpie baie naby aan Jerusalem. Net die Woensdag voor Jesus die volgende aand in hegtenis geneem is, het 'n man met die naam Simon die Melaatse hom in sy huis ontvang vir ete, en in daai selfe dorpie Betanië het Jesus 'n vriend Lazarus gebly. Lazarus het twee susters gehad, Maria en Martha, en hulle was ook daar vir hierdie ete. Nou wat doen nou Petrus sê, of Markus skryf wat Petrus hom vertel, hy sê hierdie vrou het gekom en sy het 'n baie duur nardesolie gekom, en dan staan daar, en sy het die albasterfles gebreek en die nardesolie op sy kop uitgegooi. Nou daai botteltjie, so 300 ml, so 'n groterige botteltjie, maar dit was verskriklike duur olie. So dit het 'n baie dun tuitjie gehad. So wanneer mens daai olie gebruik het, was dit dat jy dop hom om, of jy laat hom bietjie skuins lê, en dan drup daar so 1 of 2 druppeltjies olie op 'n slag uit, want dit is so ontwerp, want dit is so vreeslik duur, dat mense dit maar spaarsamig gebruik. En hierdie vrou, dis vir my interessant hoe Petrus dit onthou het, sê en daar het 'n vrou gekom, maar hy het eintlik daai vrou se naam baie goed geken, want haar naam was Maria, nie Maria die ma van Jesus nie, Maria die suster van Lazarus. Sy het gekom en sy het 'n skat gehad, en dit sou wonderlik en 'n mooi gebaar gewees het as sy uit hierdie pot olie wat sy het, 1 of 2 druppeltjies op Jesus kop gooi. En dis nog steeds duur en 'n baie mooi gebaar. Maar wat sy te doen, is hierdie dun tuitjie van hierdie fles, sy het daai tuitjie afgebreek. Kyk dit Sana, sy het die albasterfles gebreek. En nou het sy 'n tuitjie sonder 'n nekkie, want sy wil nie 'n nekkie hê om 1 of 2 druppels op Jesus se kop te gooi nie, want sy gooi dit op sy kop uit. Nou wat ons sien, hoe Petrus onthou wat gebeur het, hy onthou hierdie vrou, en hy onthou dat sy die albasterfles gebreek het, en alles net op Jesus uitgegooi het. Maar hy onthou spesifiek dat sy dit op Jesus se
kop uitgegooi het. Nou kom ons gaan na die Johannes Evangelie toe. Ons kan oorsit daar, dankie, in Johannes 12 toe. Nou kom ons kyk Johannes, hoe onthou hy wat met hierdie ete gebeur het. Hy sê, toe het Maria litra egte uiters kosbare nardesolie geneem. So hy begin met haar naam Maria. 'n litra is net so bietjie meer as 300 milliliter. Egte kosbare nardesolie geneem. Die voete van Jesus se salf en met haar hare sy voete afgedroog. En die huis is deurtrek met die geur van die olie. Nou, wat gebeur as ons die verskillende evangelies lees en ons lees dieselfde ding wat gebeur het, dan vir een evangelieskrywer, Markus, soos hy het by Petrus gehoor, maar die Heilige Gees het hom geïnspireer om neer te skryf. Dan Petrus onthou een deel en Johannes het dit weer anders gesien. Johannes was baie sensitief en mens kan dit sien uit die feit dat hy begin deur te sê Maria het gekom. Petrus sê of Markus sê 'n vrou het gekom. Maar Johannes sê Maria het gekom en hy onthou weer dat sy Jesus se voete gesalf het. Nou, watter een is reg? Albei is reg. So sy het hierdie potjie dierolie. Nou ons lees in hierdie gedeelte dis 300 silwerstukke werd en dit was 'n hele jaar se salaris vir 'n arbeider, iemand wat mens hier om vir 'n dagloner. Dit was 'n jaar se salaris. So dit was 'n redelike kosbare olie en dit was genoeg om Jesus se kop te salf en Jesus se voete te salf. Dit onthou Johannes en ek dink is belangrik dat ons albei hierdie goed moet raak sien. En kan julle onthou toe ons net nou gelees het uit Markus, toe skryf Markus en sy was by die huis van Simon die Melaatse. Maar hy was nie meer melaats nie, hy was genees van sy melaatsheid. Hulle het hom net die bynaam gegee, omdat hy melaats was, maar hy is genees. Maar as ons kom by Johannes Evangelie, dan vertel hy weer dat hulle was in die huis van Lazarus gewees, of hulle was by Lazarus gewees, en albei is waar. En ek het gedink, hoekom die melaatse, hoekom die dooie Lazarus? So sou julle reken, as mens melaats was in die Bybelse tyd, is dit 'n doodsvonnis, hulle kon dit nie genees nie. En Jesus maak mens gesond, het jy rede om dankbaar te wees? Ek dink dis wat die Bybel wil hê ons moet raak lees. En aan Johannes wat weer praat van die huis van Lazarus, sou julle dink Lazarus wat gesterf het en al 'n paar dae in die graf was, toe roep Jesus hom uit en hy lewe weer, hy kan vir sy 2 susters weer sorg. Sou julle saam met my sê Lazarus het rede gehad om dankbaar te wees? Ek dink so. Ek dink hierdie Woensdag voor Jesus die volgende aand in hegtenis geneem is en die volgende dag gekruisig is, soek hy spesifiek sy vriende op. Hy soek mense op wat lief is vir hom. En 2 van hulle het hy letterlik uit die dood gered. Genees van melaatsheid en een wat klaar dood was, teruggeroep na die lewe toe. En daai mense was regtig lief vir Jesus. En hulle het iets gehad om baie dankbaar te wees vir hom. En dis iets wat my net opval by Markus en Johannes.
En as ons dit na onsself toe deurtrek, kan ons vra, maar kan ek elke dag in dankbaarheid lewe? Het ek elke dag rede om in dankbaarheid te lewe? En ek dink die antwoord is ja, want as jy vir Jesus aangeneem het as jou redder en as jou Here, Petrus beskryf die Here Jesus so aan die einde van sy tweede brief, dan sê Jesus Christus, my verlosser, die een wat my gered het, maar ook my Here, die een wat nou regeer in my lewe. Maar as ons Jesus aangeneem het as ons verlosser en ook ons Here, dan is ons gered van die ewige dood. Dan is ons God se kinders en dan het ons die vooruitsig, die hoop om altyd en altyd vir ewig in die hemel by God te wees. Dink julle dit is iets om oor dankbaar te wees? Ek dink so. En wat die mense opgeval het, wat die vroeë Christene sien optree het, was hulle dankbaarheid. Dat Christene is in arenas gegooi waar wilde diere hulle opgeëet het. En dan was daai Christene vrede gehad, hulle het die Here geprys en die Here gedank. Want hierdie wêreld is nie regtig ons woonplek nie. Die lewe na hierdie wêreld is ons regte woonplek. En as ons vir Jesus ons verlosser en Here gemaak het, dan gaan ons daai lewe saam met God leef in volmaaktheid, in sy teenwoordigheid, in die hemel. So as enige een van ons vandag vir Jesus so 'n maaltyd kon hou, dan sou ons dit ook uit dankbaarheid kon hou. Sê julle met my saam? So dis iets wat vir my opval van Markus en Johannes, maar kom ons kom terug na Maria toe. So sy vat 'n 300 milliliter kosbare olie, 'n jaarloon se pryse olie, en sy wil nie net druppeltjie vir druppeltjie op Jesus se kop uitgooi nie, en op sy voete uitgooi nie. Sy wil alles, sy breek die nekkie van daai potjie, en sy gee dit uit op sy kop, en sy gee dit uit op sy voete, en sy vat haar hare vir vrouens in die tyd van die Bybel, was soos 'n kroon gewees, dit was hulle trots gewees, en sy maak met haar hare sy voete droog. Nou, wat ons leer uit die olie, wat sy breek, is sy sê, daar's nie omkeer nie. Here, vir my om U met alles in my te dien, ek gaan nie terug ooit weer nie. Want as hy die potjie nie gebreek het nie, dan kon sy maar net die helfte of 'n kwart of iets uitgegooi het en teruggehou het. Sy sê ek hou niks terug nie. Daar's nie omkeer vir my nie. Wat beteken die olie? Die olie beteken sy gee haar beste. Want as ons kyk in die Bybel, daar's 'n baie duidelike band tussen die olie en die werk van die Heilige Gees. En olie beteken baie keer die Heilige Gees se werk, en verseker was hierdie onder leiding van die Heilige Gees. Maar wat hierdie olie spesifiek beteken is, Maria gaan die dag voor Jesus in hegtenis geneem sou word, uit vir hulle begin vertel, my einde is naby. En sy gee haar beste. Wat kan ek vir U gee, Here? Here, vir U gee ek my heel beste. En dan as sy kom en sy salf sy hoof, sy kop, wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer ek met iemand se kop werk, dan werk ek in 'n persoonlike verhouding. Maar nou sê Johannes, maar sy sê voete gesalf. En wanneer ek met iemand se voete werk, wanneer ek voor iemand kniel, dan is dit as dienskneg,
as een wat doen wat my meester sê. So eintlik in hierdie 2 teksverse kry ons die verhouding wat ons met ons Here moet hê. Ons moet 'n verhouding hê, Here, ek sal die kop salf, want ek ken U persoonlik. Jesus sê vir sy disippels, ek noem julle nie meer diensknegt nie, ek noem julle vriende, want ek vertel vir julle dit wat gaan gebeur. So ons kan 'n persoonlike, intieme verhouding met Jesus hê as vriend. Maar terselfdertyd het ons met 'n verhouding met hom as diensknegt. Want ons moet nie te eie raak met die Here nie. Dit het my opgeval toe ons nou die boek Handelinge lees en die groepie wat saam die Nuwe Testament hierdie jaar lees, in Handelinge 9, ek dink vers 31, dan staan daar, en die disippels het gegroei in die vrees van die Here, in die respek vir die Here. So wat is die verhouding wat ons moet hê met die Here? 'n oop verhouding soos 'n vriend, maar ook op my knie verhouding soos 'n diensknegt, want terselfdertyd moet ons albei wees. So ek kan opstaan as ons dit bietjie praktischer maak en die Here Jesus begin aanbid en hom loof en vir hom praat, my hart oopmaak en hierdie wonderlike lof en aanbidding musiek wat ons het sing, wat dui op intimiteit en 'n persoonlike verhouding. Maar ergens moet ek dan sê, maar nou Here, nou het ek U kop gesalf, maar nou gaan ek ook U voete salf. En het met my hare afdroog, met ander woorde so laag buig as wat ek kan, want nou is ek gehoorsaam aan U wil. Ons kan nooit so vriend met Jesus wees, dat ons nie buig onder sy wil en dit wat hy vir ons wil hê in ons lewe nie. En dan merk Johannes iets op en hy sê die huis is deurtrek met die geur van die olie. Nou dink julle in 'n dagloner as hy elke sent wat hy maak in 'n jaar spaar, dan werk hy 'n hele jaar om 1 botteltjie nardesolie te koop. So kosbaar is dit. En nou kom 'n vroutjie en sy breek die nekkie af van hierdie ding. Sy wil dit nie druppel uitgiet nie. Sy wil haar liefde vir Jesus. Sy wil sê vir hom, Here, ek gee vir U my beste. Ek gee vir U my beste en ek giet dit uit. Maar toe raak dit nie meer net Jesus en Maria nie. Toe begin die geur weier gaan. Die hele huis is deurtrek met hierdie geur. Skielik ou Martha wat weet dien en almal bedien en ander, skielik kom hierdie reuk op haar. Die reuk kom op elkeen wat daar was. Selfs op Judas, wat die vorige dag, die Dinsdag, al met die priesterhoofde gaan praat het om Jesus te verraai. En wat hom die volgende aand sou verraai. Dit kom selfs op hom. So wanneer ons in die Here se teenwoordigheid kom, en ons sê vir hom, Here, ek is hier om vir U my beste te gee. Gee nie vir U wat nog oor is aan die einde nie, gee vir U heel eerste my beste, en wat is dit vir elkeen van ons, sal dit anders wees. Maar daar gebeur iets met ons. Daar het iets met almal wat in haar huis was gebeur. Daai reuk van daai nardesolie het op almal kom sit. En Paulus kom dit agter. Ons kan oorsit. Paulus kom dit agter en hy skryf daarvan in 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 6 en hy sê, maar dank aan God wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer en die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei.
want ons is 'n aangename geur van Christus aan God, vir die wat verlos word en vir die wat verlore gaan. Vir laasgenoemde reuk vanuit die dood tot die dood, vir eersgenoemde geur van die lewe tot die lewe. So, wanneer ons in Jesus se teenwoordigheid kom en ons vir hom sê, Here, ek kan bid in 'n persoonlike verhouding, wat U my vriend is, maar ek kan bid ook in 'n verhouding waar U my Here is. Daar kom iets los, daar gebeur iets met ons kry 'n geur, ons kry die werk van die Heilige Gees, wat saam met ons gaan. En dan dra ons 'n getuienis uit, wat dit nie meer gaan om my wat so hard probeer nie, maar eerder op my wat tyd by Jesus spandeer het. En omdat ek tyd by hom spandeer het, dra ek uit daai binnekamer, dra ek iets saam met my in vir my dag wat ek lewe. So ek het gedink ons sal hierso vol staan, ons soveel goed wat ons kan leer uit hierdie stukkie. My beste vir U, Here Jesus. Die eerste ding wat my opgemerk het, die aand voor Jesus in hegtenis geneem sou word, daar's moordplanne teen hom en moordplanne teen almal wat hom volg. Maar wie was bereid om hom te nooi vir ete? 'n groep dankbare mense saam. En dit is waar ons moet begin. My ou skoonmoeder word oor 'n paar maande 90 en toe sê sy soek nie baie mense nie, net die kinders, maar sy wil hê ek moet op haar 90ste verjaarsdag 'n boodskap gee oor dankbaarheid. 'n stukkie kom lees oor dankbaarheid. Dit is vir my so half die begin vanuit ons moet lewe. Want as ons besef wat Jesus vir ons gedoen het en ons het die hart ingesteldheid van dankbaarheid, dan gaan al die ander net vloei. En as jy dalk sukkel daarmee, begin sommer as jy sê, Here, dankie dat ek U kind kan wees. Dankie dat U my siel gered het. Dankie dat die ewige verdoemenis nie vir my wag nie, maar dat die ewige lewe vir my wag. Dan begin dankbaarheid vloei. Dan sien ons dit hier geskryf, sonder omkeer gee ek my olie vir Jesus se kop en voete. Want iets wat ons by Maria lees, sy het nie so haar olie uitgegiet, dat sy daar nog 'n uitkoms vir haar is nie. Ek gee nou vir 'n bietjie, maar ek hou oor, nee, ek gee alles vir jy, daar's nie omkeer nie. Ons het, toe ons studente was, 'n lied gesing, I have decided to follow Jesus. There's no turning back. There's no turning back. En dis wat Maria gedoen het. Sy sê, Jesus, ek gee my beste vir U. So wanneer ons voor die Here kom, dan moet ons vir hom sê, Here, ek wil my beste vir U gee. Lei my wat ek vir U moet doen. Ek gaan nie vir U afskeep nie. Here, daar's nie omkeer nie. Ek het my kannetjie olie, ek het die nek afgebreek. Hy kan net nou een manier. En dan sien ons uit Jesus se kop en sy voete gesalf met haar beste, met haar olie. En ons moet dit ook doen. Want elke dag vir Jesus as vriend ken en as vriend mee praat en ons harte deel en vir hom vra wat ons nodig het en vir hom lê wat ons behoeftes. Maar net dan wanneer ons te eie wil raak, dan moet ons op ons knieë gaan. En sê, Jesus, nou is ek by U voete, nou is ek U dienskneg. Het is interessant dat daar's Griekse woorde vir dienskneg, verskillend is. Maar wanneer Paulus na homself verwys as 'n dienskneg vir die Here, dan gebruik hy die woord slaaf, doulos. Want hy het daai ding besef van by die kop van die Here, daai lewende verhouding, maar ook by sy voete
En dan en die huis is deurtrek met die geur van die olie. En dan gaan dit om vir die Here te getuig en vir hom te werk, gaan spontaan kom, dit van self kom, ons dra iets. Amen. Kom ons staan op en bid ons saam. Ons Here Jesus, ons het vanoggend besin oor daai maaltyd in Betanië. By Simon wat melaats was en saam met Lazarus wat dood was. Here, hulle het baie minder rede op daai stadium gehad om dankbaar te wees as ons. Want ons siele is gered. En as jy vanoggend weet jou saak is reg met die Here, sê vir hom dankie daarvoor. Net hy hoor, net daar waar jy staan. Sê dankie Here, dat jy kind kan wees. En vir dit kan ons altyd en in elke omstandigheid dankbaar wees. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder, vat 5 goed. 5 goed en sê vir 5 goed vir die Here, dankie. 5 goed in jou lewe. Dan sien ons, Maria het gekom en sy het die potjie se nekkie afgebreek. So daar's nie omkeer vir haar nie, daar's nie paar tree saamloop en dan weer wegloop nie. Hier waar ons voor die Here staan, sê vir die Here, Here, ek volg U sonder om te keer. Here, ek volg U, ek gaan nie terugdraai nie. Ek gaan nie 'n paar tree loop en dan weg weer loop nie. Ek gaan net vir U leef, ek gaan saam met U leef. Sê vir die Here, Here, ek wil met U kop 'n verhouding hê. Ek wil met U 'n verhouding hê as vriend en as redder. En as die een wat my deur die Gees lei. Here, sê vir die Here, Here, ek wil met U 'n persoonlike verhouding hê. Openbaar U self aan my. Ek wil my olie op U kop uitgooi, Here. Maar kom ons sê ook vir die Here, maar Here, ek wil my olie ook op U voete uitgooi. Ek wil ook U diensknegt wees, maar U slaaf wees. Die een wees wat gehoorsaam is aan die woord. Die een wees wat gehoorsaam is soos U my stuur. Vra vir die Here, Here, wat wil U hê moet ek vir U doen? Here, ek bid dat hierdie ruimte vir U 'n aangename geur sal wees. U sê wanneer die kinders bid, is dit soos 'n wierookoffer wat opstyg na U toe. Here, ek bid dat elkeen van ons sal daai geur van binnekamer met Jesus wees, saam met ons indra in elke dag waar ons gaan. Vanoggend is dit net op my hart om te sê, moenie so hard probeer nie. Spandeer eerder net tyd by Jesus en hy sal dit laat gebeur. Hy sal sy reuk versprei. Here, ek vra vir die salwing van die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens. Gerard, ek dink ons moet afsluit met 'n lied vanoggend. Terwyl ons net so staan,
Sê vir die Here, Here, ek is hier om my beste vir U te gee. Deur U Gees se salwing. Ek gaan vra dat Gerard vir ons afsluit met 'n lied. Gerard en die span, dankie vir julle. En laat ons eintlik dan in daai lied net onsself oorgee. En as die lied klaar is, as jy gebed nodig het, kom vorentoe. As jy vanoggend sê ek wil regmaak met Jesus, kom vorentoe, ons sal saam met jou bid. En dan daarna is dit die lekkerste deel, die hoogtepunt van ons bymekaar kom, en dis om saam te eet en te drink en te kuier en te lag. Dankie Gerard.